You deserve glory.
elke negatiewe gedagte, elke las wat zwaar is vanmôre, sit dit een kant vanmôre en dan bid ons net, halleluja. Ons sing saam. Halleluja. Ons is hier vanmôre, Here, om weer antwoord te kry. Ons is hier vanmôre, Here, om weer nuwe krag te kon ontvang. Ons is hier vanmôre, Here, sodat ons weer kan vry wees van die laste en die bindings daar buite, my God. Vader, waar ons vanmôre met die woord gaan bedien, bid ek, Here, dat hierdie woord sal uitgaan. Elkeen se hart sal bereik vanmôre, Here. Here, dat U vanmôre sal breek elke bindings wat daar mag wees, wat beroep dat hierdie woord nie kan ontvang word nie vanmôre. Vader, breek daai bindings nou, Here. Maak die hart ontvanklik vir die woord en die evangelie van hierdie oomblik af, Vader. Vader, ek gee myself oor aan U en die Heilige Gees om te werk en te doen, net soos wat U wil. Geen kennis, geen wysheid van boeke nie, of kennis van die wêreld daar buite nie, maar leerlik die kennis wat U gee deur die Heilige Gees. Ek bid ook enige werke van die bose mag, oorhede van duisternis, en enige manifestasie in hierdie huis wil uitoefen, en ons kanselleer sy planne in Jesus naam. Amen. Baie dankie, kan jy sit lekker neem. Welkom in die huis van die Here, is jy bly is hierson? Amen. Ons vra om verskoning vir die projekte, hy wil nou weer volgende nie saamwerk nie. Jou vyand kan ook sy neus insteek, maar nie. Ek het 'n pastoor geleer ken, hy het gesê, daar waar die res van die demone wat nie in die vark gevaar het nie, het in ons rekenaars gevaar en in ons elektriese toebehore. En dit is altyd nog aan 'n issue met die goed. Amen. Vanmôre wil ek met u deel, skies ek eers oom Henny en sy vrou van Sail, baie welkom saam met ons. Mag hier 'n geseënde dag saam met ons hê. Amen. Ek wil hê saam met my lees uit die woord van die Here uit 'n welbekende skrifvers, Johannes hoofstuk 6 vanaf vers 22. Ek het julle baie mooi grafiese voorstelling gehad, dan kan ek dit nie eens vir julle wys nie. Maar anyway, kom ons kyk hoe kan ons gaan sonder dit. Amen. Johannes hoofstuk 6 vanaf vers 22. As jy daar is, sê net amen. Dat die hoofopskrif is Jesus die brood van die lewe vir die gelowiges. Hoor mooi, Jesus die brood van die lewe vir wie? Vir die gelowiges. Amen. Die volgende dag sien die skare wat oor kan die see gestaan het, dat daar geen ander skyk was nie, behalwe daardie een waarin sy disippels gegaan het, en dat Jesus nie saam met sy disippels in die skyk gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Maar ander skyte van Tiberas aangekom, na die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here gedank het. Toe sê die skare, dan sien dat Jesus nie daar was nie en sy disippels ook nie, het hulle self ook in die skyte geklim en na Kapernaum gegaan om Jesus te gaan soek. En toe hulle hom oor kan die see gevind het, sê hulle hom, Rabbi, wanneer het u hier gekom? Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in ewige lewe,
wat die seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen hy dan, sodat ons kan sien en die glo wat werk hy? Ons Vader het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is. Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd van hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het, en tog glo julle nie. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal wat na my toe kom nooit verwerp nie. Want ek het nie in die hemel neergedaal nie, om my ontwil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle sê, is hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe sê hy dan, ek het uit die hemel neergedaal? Jesus antwoord en sê vir hulle, moenie onder mekaar murmureer nie. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit is geskrywe in die profete, en hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat die van die Vader gehoor het en geleer het, kom na my toe. Niemand, as nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe hy wat hom God kom, het die Vader gesien. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my glo in die ewige lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet. En gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees. Ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons vlees gee om te eet? Jesus sê vir voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie in die vlees van die Seun van die mens eet, sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self. Hy wat my vlees eet, my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Hierdie ding het hy gesê in die sinagoge, toe hy in Kapernaum onderrig het. Amen, die Here seën sy woord. Dit is 'n baie lang skrifvers gewees, maar ons moet dit in presies verstaan, wat is die boodskap wat Jesus hier wil uitbring. Amen. Sodat ons dit nie uit konteks vir mense kan gee nie, want baie keer vat mense skrifversies en hulle wil dit nou probeer in konteks sit, maar dit staan uit konteks. Daarom is dit belangrik dat ons die hele hoofstuk gelees het, wel vanaf vers 22 gelees het. Maar hier is 'n baie bekende boodskap wat Jesus vir ons leer, dat hy die brood van die lewe is. Amen. Vanmôre het in die week vroeër gesien, het ek bietjie met die gedeel rondom manna. Het jy 'n bietjie gelees? Het jy gesien die interessantheid rondom manna? Ek kon dit vandag vir julle mooi op die skerm verwys het, maar dit is nou nie my moontlik nie.
Manna was iets wat besonders was. Dis nie iets wat maar net maklik verkrygbaar was. Amen. En dan sê die woord van die Here, hy smaak soos 'n heuningkoek. Ek kan my net self indink, hier val hierdie lekker eetgoed hier die hemel uit. Ons moet alle efforts insit om iets lekkers te kry om te kan eet. Dan moet ons vir Adel vra vir ons iets te bak, om iets lekkers te kan eet. Maar hier kom hy en hy kom gee vir hulle manna uit die hemele in die tyd toe hulle in die woestyn was, toe hulle verlos was uit Egipte. Amen. Maar baie belangrik sien ons dat hy roep hierdie goed weer terug hier in die Nuwe Testament, want hier is Jesus nou voor hulle en hulle is maar nog onseker oor Jesus as hy gesien het, en hulle het allerhande strikvrae kom stel. Amen. Maar Jesus is altyd ons maar een voor. Hy ken wat is sy doel. Amen. En hy ken ook die strikvrae wat hulle hom wil stel. Maar vanmôre wil ek aan die belangrikheid, die geestelike betekenis van manna leer. Daar's 'n baie belangrike boodskap vir jou en my as 'n kind van die Here in die manna. Nou hierdie manna verwys terug nou na Jesus. So hulle het 'n voorsmaakie gekry in die woestyn reeds van Jesus. Amen. En hier memoreer hulle ons nou oor die manna wat ontvang is en hulle het gesê, maar in die woestyn het Moses, sê nee, dis nie Moses nie, dis God. Hy het vir hulle die manna gegee. Amen. Nou kyk maar die volgende, die manna was nie net 'n storie oor kos nie, dit was 'n voorafskaduwee van God se uiteindelike volmaakte voorsiening. Naamlik Jesus. Amen. Nou Jesus is die ware brood volgens Johannes 6 vers 31-35. Nadat Jesus wonderwerke gedoen het, soos die voeding van 5000, het die Jode hom gekonfronteer en die manna in die woestyn is weer eens aangedui. Nou die Jode 31 voor Christus was onvaders het die manna in die woestyn geëet, hulle voorvaders. Jesus antwoord en hy sê vir hulle in vers 32-33, dis nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel, want die brood van God, hy wat uit die hemel neerdal en die wêreld lewe gegee het. Waar het lewe vandaan gekom? Van God. Nie van 'n mamma nie, en 'n pappa nie, van God. En hy het lewe nou in die wêreld kom gee. Met ander woorde, soos ons altyd sê, ek het iets brood nodig, sê dit is 'n belangrike ding wat jy nodig het in jou lewe. Dit is iets wat daartoe lei, wat vir jou van noodsaaklikheid is. Amen. Dis hoekom Jesus so maklik met 'n brood vergelyk word, want kind van die Here, ek en jy kan nie sonder nie. Amen. Nou verder kyk ons na die, en hy sê die verklaring hierso in vers 35, Jesus verklaar reguit, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Nou die manna was fisiese brood, wat ons vir julle 'n bietjie meer geleer het, wat liggaam vir 'n rukkie, by die liggaam vir 'n rukkie onderhou het. Jesus is nou die geestelike brood, wat die siel vir ewig onderhou. Amen. Nou die manna was God se daaglikse voorsiening. Die fisiese reëls van manna wat weerspieël die geestelike waarhede oor Christus. Die manna se reël is, en die geestelike betekenis is Christus. Nou dit moet daagliks opgetel geword het, onthou jy. Want andersins gebeur daar goed, wat maak dat dit sleg raak, dat dit nie eetbaar is. Amen. Nou die manna was op 'n daaglikse basis opgetel. Nou net so moet ons ook Jesus elke dag in ons lewe toeëien deur geloof, gebed en ook sy woord. Amen. Dit kan nie opgegaar word nie, want dit het gevrot. Net so kan ek en jy nie leef van groot geestelike ervarings nie, wat in die verlede plaasgevind het. Ons benodig vars en daaglikse gemeenskap met Christus. Amen. So jy kan nie dink, ag, ek het eens op 'n tyd op 'n plek gewees en daar was nou hierdie groot geestelike gebeurtenis wat plaasgevind het. Dit was nou genoeg, hulle het my hande opgelê
ek het die salwing van die Heilige Gees ervaar, daarom hoef ek nie meer te bid nie, ek hoef nie die woord te lees nie, ek hoef nie op 'n daaglikse basis om aan te aanbid nie. Wat gebeur dan? Jy is geestelik sterk. Amen. Net soos hierdie manna nie moontlik was vir hulle om die manna te kon behou het vir 'n lang tyd nie, moes hulle elke môre nuwe manna gaan vergader het. Amen. Want hulle moes geweet het, hulle is afhanklik van God. Amen. Hulle moes geweet het, dat dit slegs vir hulle op 'n daaglikse basis voorsien is, alhoewel daar 'n bonatuurlike verskynsel plaasgevind het, en dit was op die Vrydag van hulle die Pasga, die Paasfees, nee, die Sabbat ingaan. Amen. Toe kon hulle versamel het vir die hele Sabbat. Amen. So God het toe 'n bonatuurlike ding laat paas het. Maar net so vandag, kind van die Here, kan ek en jy nie net eenmalige plek gekom het waar jy gesê het, ek het nou my hart vir die Here gegee, ek is deur die doopwaters, nou hoef ek nie meer verder iets te doen nie. Ek skiet my 5-10 minute gebedjie op voor ek gaan werk toe of voor ek gaan slaap, dis mos genoeg. Ek lees dalk so bietjie uit die Bybel uit, want dit gaan my net my gewete beter laat voel. Amen. Sou jy sê, jy kry die nodige voeding in? Jy kry nie die nodige voeding in nie, en dan sterk die Gees. Amen. Jesus leer vir ons, maar ons het om brood nodig, ding van die Here, net soos wat hulle afhanklik was van die manna in die woestyn. Ons kan verder kyk na, dit het gelyk soos gewone klein saad hierdie manna. Baie mense het Jesus geïgnoreer, omdat hy as 'n gewone man, 'n timmerman verskyn het. Maar hy was God se magtigste voorsiening gewees. Amen. Net soos dit hierdie manna, lyk soos 'n klein saadseil. Amen. En hierdie het hulle dalk nie meer gekyk na dit, en die woord van die Here leer vir ons in die Ou Testament, hulle het begeer na die kospotte van Egipte. Amen. Hulle het gesê, hoekom het julle ons na die woestyn laat kom, sodat ons hier moet sterwe? Hoekom kan ons nie Here teruggaan daar waar ons die vleis en die brood gekry het in Egipte nie? Amen. En met hierdie memorering onder hulle, het God toe hulle die manna voorsien. En baie keer is ek en jy ook maar op die plek waar ons memoreer met God. Hoekom God? Hoekom kon jy nie maar liewer net so dat ek maar net eerder dit vir my so en so kon gewees het? Hoekom hierdie swaar omstandighede op my pad bring? Hoekom hierdie moeilike dinge op my lewenspad toelaat? Hoekom God? Want weet jy wat, hy het jou die manna gegee, wat jou help deur die hoekom. Amen. Jesus. Ongeag waartoe ek en jy kan gaan in hierdie lewe, ons het ons toevlug tot Jesus. Terwyl ons ons toevlug het tot Jesus, het ek en jy geen rede om angstig te raak, bekommerd te raak en vrese te hê. Amen. Maar ons moet weer kom by daardie plek waar ons erken, ons het afhanklikheid nodig van Jesus in ons lewe. Ons het op 'n daaglikse basis hierdie afhanklikheid nodig van hom. Nie in my eie krag nie, nie in my eie manier nie, maar deur die krag wat hy my gee. Amen. Ek het al baie met u gedeel dat depressie, angs en vrese kom uit mense wat in hulle eie krag wandel. Amen. Want as ek in die krag van Jesus wandel, kan daar nie vrees, angs en depressie wees nie. Stem jy saam? Want sy krag is volmaak. Amen. Sy krag is nie gekoppel aan die vleeslike aspek van die krag wat ons kry uit voedsel wat ons eet om ons liggaam te voed nie. Daai krag wat hy vir ons gee is lewend. Amen. En daai krag gee vir jou oorwinning oor elke storm, elke stryd wat jy in jou lewe kan gehad. Verder kyk ons na die beskrywing. Hy sê ook iets, dit het eers geval nadat die dou verdamp het. Met ander woorde, die dou moes eers verdamp het toe die manna geval. Nou baie belangrik om nou te kyk na die volgende.
Dit het 'n nuwe oggend en 'n nuwe begin dan aangedui. Nuwe genade en krag elke dag wanneer ons op God se woord gerig is. Is dit nie ons? Amen. Met ander woorde, hy sê vir jou, elke môre is 'n nuwe dag. Amen. Hy gee vir jou die boodskap weer te sê, my kind, elke dag is 'n nuwe dag. En in hierdie nuwe dag is my genade vir jou daar. My krag is daar vir jou. My voorsiening is daar vir jou. Is dit nie wonderlik om wakker te word met daai gedagte nie? As wat 'n mens met vrese wakker word, hoe nou, wat maak? Weet, Here, ek weet, ten spyte van die storm wat ek deurgaan in my lewe, ten spyte wat ek nou ervaar, Jesus, hierdie is 'n nuwe dag. En ek kan my hoop en my vertroue op U stel. Amen. Ons kyk verder. Nou die getuienis van die toekomstige geslagte in Eksodus 16 vers 32-35. God het Moses opdrag gegee om op 'n daaglikse porsie manna in die kruik te plaas en dit in die verbondsark te kan aanhou. Nou die geestelike les wat ons hier kry is, God se voorsiening in Jesus is nie iets wat net een keer gebeur het nie. Dis 'n permanente teken van sy genade en sy getrouheid aan sy verbond. Dit herinner jou aan my, aan die manna moet ons altyd teruglei na die ewige voedsel wat hy ons gee. Die manna leer ons dat lewe kom van God en God alleen en dat sy voorsiening in Jesus Christus ook volkome is. Ons word geroep om ons daaglikse honger nie met aardse dinge te probeer stilmaak nie, maar deur die brood van die lewe alleen. Amen. Is dit nie awesome nie? Nou wanneer ons kyk na hierdie boodskap vanmôre, en ek wil jy moet hierdie prentjie vir jouself skets vanmôre, vir die wat daarvan hou om beelde te skets. Wanneer iemand 'n broodjie gaan bak, en die jeug en die dinge word voorberei vir hierdie broodjie, en dan gaan hy oop. En daar die oop begin jy 'n reuk ontvang. Amen. En daai reuk begin jou trek, jy raak lus vir daai brood. Amen. Nou baie sê nee, ek wil hom net so met klein met botter eet. Ander sê nee, ek sal 'n bietjie konfyt saam opsit. Wat ook al jou keuse is, hoe jy dit wil eet, dis hoe jy daarvan hou. Amen. Net so moet ons vanmôre ook Jesus raak sien, kind van die Here. Ons moet daai selfde begeerte hê. Ons moet daai selfde verlange hê om die brood van die lewe te kom eet. Amen. En die woord van die Here sê vir ons, as ons nie deel het aan die brood van die lewe, het ons nie die lewe in ons nie. Ek dink bietjie baie mooi vanmôre, as jy kyk na mense in die wêreld, wat moet hulle nie alles doen om gelukkig te lyk? Hulle moet 'n drankie gaan drink om beter te voel. Amen. Hulle moet iets anders gaan doen om net beter te kan voel. Maar wanneer ek as 'n kind van die Here tot redding gekom het en ek het Jesus gevind in my lewe, dan is dit wat ek nodig het. Dis waar my joy lê. Dis waar my lewe in vind. Amen. Baie mense wend hulle tot dwelms. Hulle ontvlug van die wêreld en die wêreldse dinge. Maar as hulle by Jesus sou uitgekom het, sou hulle nie 'n begeerte gehad het na dwelms nie. Stem jy saam? Amen. Maar dan eet hulle die brood van lewe. En die woord van die Here sê, hierdie manna is so soet soos heuningkoek. Die ouens wat bietjie dieper gaan bestudeer, sê is eintlik baie moeilik om hierdie smaak te kan beskryf. Ek het nie idee hoe dit lyk nie, ek weet nie hoe dit smaak nie. Ek sal graag wil weet. Ek weet ook mense dit nog sien vandag se tyd. Ek het nie navorsing gaan doen in dit, of dit nog steeds vandag so beskikbaar was nie, of was dit maar iets wat gebeur het, hoe natuurlik wat God toegelaat het in daardie tyd. Amen. Maar kind van die Here, God wil vir jou en my vanmôre leer, dat ons moet terugkeer na die brood van lewe.
Ons wil nie hierdie wêreldse dinge aankleef waar ons dink dis nou 'n lekker smaakie, dit laat ons goed voel, dis waar ons dalk lewe ontvang, maar jy kry nie eintlik lewe daar nie, want dis vals. Amen. Hy wil hê ek en jy kom by die plek waar ons deel raak weer aan die brood van lewe. Wanneer ons aan daai brood begin eet, wanneer jy daai lekker gebakte brood eet wat nou in die oond uitkom, jy ervaar dis nie kafee se brood. Amen. Dis nie spaarse brood nie. Dis nie brood wat jy daar van die rak afhaal nie. Dis gesond. Amen. Stem jy saam? Net soos Jesus ook besond is, kind van die Here. Ons moet nie in gewoontetjies val. Soos die nagmaaltafel onder andere. Ons doen dit maar net om uit gewoonte. Dan sit ons aan die tafel. Jy moet aan die tafel sit omdat jy deel wil hê aan sy liggaam. Amen. Omdat jy weer die brood van lewe wil eet, omdat jy weer daai lewe wil ontvang wat Christus vir jou en my gee. Amen. En dan kom jou deurbrake ook. Wanneer jy die brood van lewe neem, dan sien ons die bonatuurlike wat plaasgevind het, ook in hierdie situasie, ook in hierdie omstandighede, het God bonatuurlik voorsien. En net so was Jesus ook 'n bonatuurlike geskenk vir jou en my. Amen. Dis nie maar net 'n kind wat gebore is, en hy moet maar sy lewe gaan leef het, en soos ons maar gewoond is, jy vat maar die trappies van die lewe, jy klim met my elkeen tot waar jy bo kom, een of ander tyd. Was Jesus van die begin af iets spesiaals. Amen. 'n geskenk van God, vir jou en my. Ons het baie beweer in Kersfees, ons hou nou Jesus se geboorte, viering en ensovoorts. Maar ons weet dit is ook nou maar nie die waarheid nie. Maar leef ons werklik, as ons sê ons hou 25 Desember, leef ons werklik op die plek waar ons sê, Here, ek erken U as die brood van lewe. Of gaan dit maar oor geskenke, familie wat by mekaar kom? As jy 'n fout as jy 25 Desember hou nie, niemand gaan jou oordeel daaroor. Amen. Was nie 'n fout daar. Waar die probleem inkom is, wat is die boodskap? Wat is die boodskap wat ek uitdra aan my vriende en my familie op daardie dag? Bring ek die boodskap van Jesus uit, of is dit maar geskenke en Kersvaders? Of kom ek werklik by die punt waar ek sê, ek wil Jesus aan julle voorstel. Geskenk wat God vir ons gegee het in die hemel. Amen. 'n geskenk wat vir jou en my vandag nog saam met ons wandel, hier, want hy sit wonend in jou. Amen. En hy wil vir jou, vir my en môre leer, dat ons moet weer kom by die plek waar ons hom sien as die brood van lewe. Ons moet nie 'n begeerte hê vir iets daar buite, meer as die begeerte om Jesus Christus te ken in jou lewe nie, om hom te aanbid, om die woord van God te wil vat en dit te wil lees, om hierdie woord te vat en te sê, Here, ek wil die woord ondersoek, ek wil hê die woord moet lewendig raak vir my, want die woord het vir ons lewendig geraak, toe Jesus na die aarde toe gekom het. Halleluja. Maar dan moet ek seker maak, ek soek hierdie brood, ek wil nie maar nog steeds die ander broodjie ook eet nie. Ek wil nie hierdie ander goedjies nog smaak nie. Maar ek wil werklik uitkom by die brood van lewe, en ek wil nie hom net hou, wanneer dit vir my 'n resonant is, waar ek kan net eendag, as ek nou weer bietjie honger raak, bietjie voel, nou kan ek weer gaan eet, by Jesus nie. Nee, hy sê vir jou, jy moet op 'n daaglikse basis, moet jy hierdie brood kom eet, sodat jy kan hê lewe. Halleluja. Maar baie sit om een kant toe die Bybelgaar skop op, want ek was mos Sondag in die kerk. Ek het mos my geestelike voeding gekry. Ek was mos daar. Nou kan ek weer aangaan tot Sondag. Amen. Kom. Amen. Met ander woorde, kind van die Here, jy het nie uitgekom by die brood van lewe nie. Want wanneer ek hierdie brood geproe het, kan ek dit nie ophou eet. Dan soek ek. Dan soek ek daai elke oomblik, daai elke geleentheid waar daar is, wat ek hierdie brood van lewe kan eet, kan inneem. Amen.
Dan is dit nie vir my 'n straf nie, dan is dit nie godsdienstbeoefening nie. Amen. Dan kan ek nie om my ma en my pa so gesê nie, maar ek het die manna geproe. Amen. Omdat ek die manna geproe het, nou soek ek nee. Die profetiese boek leer vir ons dat Johannes sê hierdie woord smaak soos heuning in sy mond. Amen. En daar kom ons terug na die manna. Telke male gaan jy terugkom na die manna. Want hy wil hê ek en jy moet eet die brood van lewe. Maar het jy al hierdie brood van lewe gesmaak? Het jy nog die begeerte om die brood van lewe te eet? Of het jy ook maar iets gekry daar buite wat vir jou maar op jou skouers stik en sê ek is happy soos ek is? Amen. Het jy ook maar iets anders gekry waarmee jy die brood van lewe vervang het? Is jy nie ook maar besig om die brood van die lewe te vervang met iets anders as met homself? Halleluja. Dit waarmee ek en jy onsself besig hou. Dit wat ons eerste stel voor God. Dis alles dit wat jou wegtrek van die brood van lewe. Amen. En dan het jou begeertes nie so sterk meer om hierdie brood te kom proe. Wanneer jy iets op die rakke kry in die winkels en dis nou 'n nuwe smaak, jy gaan oor en oor en jy gaan koop dit, want jy wil dit weer hê. Amen. Dis soos Coke. Jy het die eerste keer gedrink het, jy nie ophou te drink. Amen. Al weet jy, dis 'n klomp gif wat jy jouself ingejaag. Maar dis wat dit is. Amen. In ander woorde, jy's blootgestel aan hierdie lekker smaak. Nou wil ek dit hê elke dag. Amen. Waar is Jesus? Het jy hom al gesmaak? Het jy hom al ervaar? Het jy al werklik kom eet van die brood van lewe? Het jy al werklik daai plek bereik in jou lewe wat jy sê ek het ook die brood van die lewe? Ek wil jou vanmôre verseker, as jy die brood van die lewe geproe het, is daar nie weer omdraai. Amen. Net so raak koud in die kerk omdat hulle nie die brood van die lewe eet. Ons kom nie kerk toe nie. Ons het nie begeerte om kerk toe te kom nie. Ons het gister al oor gepraat, was jy wat ons gepraat het van die mense wat sê hulle kyk van die huis af. Amen. Ja, ek gebruik altyd die terme, dit is net so goed, jy sit 'n groot TV-skreen op en jy maak 'n vlammetjie in die winter en dan dink jy gaan warm kry. Dis presies wat dit is. Want die woord van die Here leer vir my. Hy sê moenie die onderlinge byeenkomste nalat soos sommiges die gewoonte het. Nou as hy sê onderlinge byeenkomste beteken dit waar die mense saamkom. Nie daar in jou sitkamer waar jy gerieflik op die sofa lê en nou kyk jy 'n preek nie. Nie 'n kind van die Here. Hy sê by die samekoms. Amen. Dis vir God van kardinale belang dat ek en jy in die huis van die Here kom. Ons kan met vreemde redenasies kom, ons kan dink wat ons wil, ons kan sê, ag, ek luister mos die kerk, hoekom moet ek na die kerk toe gaan? Dis nie die pastoor wat my in die hemel gaan kry nie, dis die pastoor wat dit en dit gaan doen nie, en dan hoef ek in elk geval nie tiendes en offergawes te gee. Jy is ongehoorsaam aan God, want jy is nie by die plek van samekoms. Plek van die onderlinge byeenkomste. Amen. En dis wat die kerk is. Dis wat die kerk is. Dis die onderlinge byeenkomste. Maar ek kan jou vanmôre verseker, as jy die brood van die lewe geëet het, dan wil jy dit. Dan is dit jou prioriteit om dit te wil wees. En dan kan ek in die môre se wakker word. Kan ek nie wag om weer te kom eet. Here, ek wil weer proe
Vanmôre, Here, wil ek kom eet hierdie brood. Ek wil hierdie brood ervare. Here, ek wil hierdie soet smaak op my tong ervare. Here, ek wil voel dat lewe my kom. Halleluja. Ek wil ervaar die brood, Here, hoe hierdie brood my geestelik versadig. Hoe ek gevoed word in die gees. Halleluja. Ek het nie tyd meer vir die wêreldse dinge nie, want is die wêreldse dinge wat vleeslik is. Halleluja. Wat my net tydelik kan voed. Elke keer moet ek teruggaan om weer daai tydelike voeding te kan kry, oor en oor en oor. En dan verval jy nog in verslawing. Amen. Ek wil vir jou sê, word jy verslaaf van Jesus. Amen. Dat hy vir jou so belangrik raak in jou lewe, dat dit soos daai mense is wat onder verslawing is. Hulle kan nie weg 'n dag deur of 'n uur deur sonder 'n fiks. Amen. Maar moet hom nou nie 'n fiks nie, hy is nie 'n fiks. Hy is God. Amen. En daarom wil ek kind van die Here, wil hy vir ons vanmôre leer. Jy het gesien hoe redeneer die Jode met hom. Hoe hulle allerlei snaakse vrae vir hom probeer vra. Jesus het geweet. Hulle soek verskonings. Want hulle het hom nie herken. Amen. As die Messiah. Hulle het nie erken dat dit is die Messiah wat hier voor hulle is. Baie interessant, die woord weer sê hulle het Jesus gaan soek. Maar toe hulle by Jesus uitkom, toe hulle hom vind, het dit geklink of hulle hom worship. Het geklink of hulle dit nou uitgesien het om by Jesus te wees? Nee, wat het hulle gedoen? Hulle het hom ondervra. Amen. Aan die ander woorde, hulle agenda was nie omdat hulle die brood van lewe wou eet nie. Hulle het ander agendas gehad. En ongelukkig in vandag se tyd is ook so dat mense partykeer in die kerk is van agendas. Wat ook hulle agendas is. Nie om die brood van die lewe te kom eet nie, om jou agenda uit te voer. God se huis. Amen. Maar ek wil jou vanmôre verseker, in die oomblik wat jy die brood van lewe eet, dan sal jy sê, Here, ek kan nie 'n dag sonder U. Ek kan nie my dag, my môre begin sonder U. Wanneer die son begin opkom, dis mos nou wanneer die dou deur die son opgeneem word. Net, is ek reg? Goed. Dan het hy geval. Met ander woorde, die eerste ding wat hulle ervaar het in die môre was God se voorsiening. Hulle het nie gememoreer en gekla en gesê, hoe gaan ons deur hierdie dag kom nie. In die begin het hulle wel, die soek hulle vleis en brood. Maar hulle het die voorsiening uit God se hand ontvang. Amen. In die môre. Net so wil God vir jou en my alreeds in die môre voorsien. Amen. Hy wil hê jy moet jou môre met hom begin. Nie met een of ander wêreldse musiek en 'n podcast wat uitgesaai word of 'n radio storie of iets anders nie. Hy wil hê jou môre moet saam met hom begin. Die eerste ding wat jy in die môre moet doen as jy wakker word is om te sê, Here, ek wil vanmôre weer kom eet die brood van lewe. Ek weet vir baie van julle is julle eerste beker koffie probeer. Nee. Amen. Jy kan nie vanaf genoeg by die koffiepot uitkom. Daai selfe begeerte wat jy het vir Jesus. As Jesus sou, ek weet nie waar gaan die Heilige Gees nou iemand laat hulle afvat. Hier is die koffiepot. Ek word wakker, ek hardloop vir die koffiepot. My prioriteit is om daai eerste beker koffie in te kan kry. Amen. Iewers deur die dag gaan ek dalk vir Jesus is. Jesus moet staan en kyk en hy sê, kan jy glo? Ek word minder geag as 'n beker koffie. Dis realiteit. Die Heilige Gees wat by daar. Dis waar ons Jesus plaas, kind van die Here.
Ons het al hierdie ander dingetjies wat belangriker is vir ons, wanneer ons ontwaak in die môre, as jy jou eerste oog oopmaak en sê, Here, nou wil ek met U connect, nou wil ek U woord vat, ek wil U woord kom eet, Here, ek wil hierdie heuningkoek eet, Vader, ek wil hierdie heuning proe vanmôre, want as ek daai heuning geproe het, dan weet ek, U gaan my deur hierdie dag lei, U gaan my deur die storms vat, U gaan saam met my wandel, U gaan vir my voorsien op my pad waar ek wandel elke môre. Dan word ek nie wakker, ek weet nie wat gaan ek maak. Amen. Dan stap ek nie so nog 'n lang dag weer daar. Amen. Want jy het nie die brood van lewe gegee. Amen. Maar die oomblik, wanneer jy kom by die plek en sê, Here, U is prioriteit eerste. Ek wil in die môre, wil ek by U begin. Amen. Dan beloof ek jou, gaan jou dag anders wees. Ja, maar nie dink die vyand gaan jou nie kom plan nie, hy gaan. Veral dan, maar jy krag. Jy gaan in oorwinning beweeg. Amen. Hy gaan jou kry. Vanmôre is dit wat ek vir jou wil vra, kind van die Here. Hulle wat luister. Het jy werklik die brood van lewe al geëet? Het jy al werklik die soet heuningsmaak van 'n soet heuningkoek ontvang met jou verhouding met Christus? Of is dit maar 'n gewoonte? Is dit iets wat ek maar doen omdat ek weet ek moet dit doen? Net so dat die duiwel my nie kan pla. Amen. En daar's niks fout om jou koffie te drink in die môre nie, moet asseblief nou nie sê pastoor sê kan nie koffie drink nie. Wat is eers? Baie mense word wakker 3-4 in die oggend steek hulle sigaret op. Dis wat sy dan waar dan begin. Nie met Jesus. Het hulle maar eers by Jesus die eerste begin, glo ek was die nikotien verslawing op die daar. Alles wat ek en jy bo God stel, gaan oorwinning oor jou vat. God gaan daai ding gebruik om jou vas te vang, dat jy kan los. Kom ons kom weer by die plek waar sê, Here, ek erken U is die brood van lewe. Here, miskien het ek iewers ook al nagelaat om hierdie brood te wil eet, om deel te hê aan die liggaam, sodat ek kan lewe. Amen. Miskien stel jy goed voor, eers in die môre, as jy ontwaak, as die brood van lewe. Daar's baie boeke al geskryf, baie podcasts al uitgesaai, hoe om gelukkig te wees. Ek kan jou verseker nie een van daai geluk wat daar gegee word, is blyding. Hulle moet oor en oor dieselfde ding doen om net daai gevoeltjie te kan kry. As ek die brood van die lewe geëet het, is dit al. Want ek wil dit oor en oor eet. Amen. Vanmôre wil die woord tot u spreek, tot elkeen van ons spreek. Ek wil jou die vraag vra vanmôre. Het jy al die brood van lewe gesmaak? En ek gaan weer die stelling maak as die brood van die lewe gesmaak was so die kerk gebou volgens. Ons weer is vakansie. Maar oor die algemeen. Kerke moet 'n ander tipe brood gaan uitgee, vermaaklikheid, om die huis van die Here vol te maak. Amen. Die kerk moet allerlei programme aanbied, om die huis van die Here vol te maak. Want hulle het nie geëet, die brood van die Here. In hierdie huis sal ons net een brood aan jou voorhou, en dis die brood van die lewe.
Ons doen nie gimmicks en snaakse goed in hierdie gemeente. Grammetjies en allerhande dingetjies. Ek het gister gepraat. Baie het al vir my kwaad geword dat hy die gemeente is, omdat ek nie 'n kermisman is. Kom jy na my toe nou ook met kermisman. En kostalletjies, allerhande stalletjies. God sê, hy is op nooit 'n plek van besigheid. Hy het op nooit die kerk geroep om te sê, hou 'n stalletjie, sodat jy 'n fondse het nie. Hy het jou en my geleer saai in my koninkryk. Dan het ek nie nodig om stalletjies op te slaan nie. Amen. Maar die kerk het 'n besigheidskonsep ontwikkel, wat glo hulle moet soos 'n besigheid wees. Kerk is nie geroep om finansies nie. Kerk is geroep om finansies te kan gee. Amen. Waar nodig is. God se huis is 'n plek van aanbidding, dis albei is. Uitpunt. Maar jy kan niks daarby byvoeg. En daar's baie pastore wat net so hoog wil spring as ek hierdie goed sê. En hulle wip en sê ek is weet nie wat hulle al vir my omnoem. Dit is waar. Maar die brood van lewe is daagliks kind van die Here. Net so is die brood van die lewe vir hierdie huis ook. Daagliks. God voorsien. En jy moet gehoorsaam raak om te saai in sy koninkryk. Dis 'n hartseer saak wanneer mense in die bediening moet staan en jy moet vra vir finansies. Jy ken my, ek preek nie finansies. Ek preek nie tiendes. Dit moet in jou hart wees om vir God se raad te vra. Ek het die aand met die bid hier gesê, Hendrie hulle was hier, Adriana was hier, Sampie was hier. God gaan besigheidsmanne oprig om te saai in hierdie huis. Amen. God gaan besigheidsmanne oprig om te saai in hierdie huis. God het 'n plan en 'n doel met hierdie huis. Nie vir my om 'n blink kar te ry en in 'n mansion te gaan bly. God se koninkryk. Amen. Maar God het my gewys dat daar 'n vrees ontwikkel het tydens COVID. Mense het begin vas. Terug. Manne en vroue wat vroeër jare gesaai het in God se koninkryk het opgehou saai as gevolg van die vrees van COVID. Ander woorde vrees het nou oor hulle gekom, terwyl die woord van die Here sê hy ons nie 'n gees opgewees nie. Amen. En die woord van die Here is baie duidelik, jy hou terug tot jou eie gebrek. Ek wil vanmôre die stelling maak, hoeveel besighede is besig om toe te maak? Hoeveel besighede in Suid-Afrika is besig om te sluit? Ek kan jou vanmôre verseker, hulle saai nie in God se koninkryk. Want as jy saai in God se koninkryk, sal jou besigheid se deur loop. Amen. Jy sal suksesvol wees wat jy doen. Jou finansies sal die vyand nie aanraak. Die wat weet, ek gaan tans deur 'n geweldige storm. Goed wat ek nie kan verklaar nie verstaan nie. Die een deur sluit en die ander deur sluit. Waar voorheen guns gehad het, sluit hierdie deure nie. Maar dit maak my nie God minder lief nie. Dit maak my nie God minder dien nie. Dit maak my nie God minder prys nie. Want ek hou my sy hand vas. Want ek weet waar my voorsiening vandaan kom. En ek weet as hierdie storm verby is, sal ek gaan getuig hoe God ingegryp het en omstandighede kom verander. Maar vanmôre wil ek jou terugbring by die plek, kind van die Here.
Het jy ook al die broodjie geëet? Miskien op 'n tyd het jy daai heuningssmaak gehad. Maar jou dinge in die lewe het gemaak dat jy wegwaal en dit nie meer eet nie. Môre wil ek jou uitnooi. Kom eet van my. Kom eet môre hierdie broodjie. Nou doen jy hulle gees 'n snaakse ding. Ekskuus. Maar jy sal my nagmaal net hoor. Het ons gaan vanmôre soos daai nagmaal neem, daai brood. Wil ek hê jy moet ingeskakel word. En net weer daai soet heuningssmaak. Die oomblik wanneer jy daai soet heuningssmaak gaan kry, sê ek dit nou vir jou profeties, gaan jy lewe ontvang. Jy gaan lewe ontvang. Want hy is lewe. Amen. Vanmôre wil ek hê jy moet werklik vergeet van hoe jy ander kere nagmaal geneem het. Vergeet, ek onthou hoe proe hierdie broodjie. Maar kom vat hom vanmôre nie. Sê Here, ek mis ook die brood van U. Ek mis ook jou. Here, ek verlang het ek dit ook nie geëet nie. Ek weet ook nie meer eintlik hoe dit smaak nie. Maar vanmôre wil ek dit weer proe. En jy gaan vrykom. Maar gaan nie iets bonatuurliks gebeur. Ek verklaar dit in Jesus naam. Iets bonatuurlik. Ek het nou net daar vir mense gesê, weer ek van die supernatural begin preek hoe harder slaan die duiwel. Hy like dit. Hy like nie dat hierdie gemeente begin beweeg na die bonatuurlike. God het aan my geopenbaar in hierdie huis. Dit gaan volgende jaar gebeur. Mense wat nie 'n oog het nie, sal 'n oog weer kry in 'n oogkas. Mense wie se arm af was, sal weer 'n arm kry. Mense wie se been af was, sal weer 'n been kry. Iewers as daar 'n orgaan was wat nie meer daar is nie, jy sal 'n orgaan ontvang. Want God beweeg ons na die bonatuurlike. Amen. En daarom hou die duiwel nie daarvan nie, nou wil hy my kom hardslaan soos wat hy kan. Want hy weet en hy sien waar God besig is om mee te gaan. Maar vanmôre moet ek en jy ook wees. Net soos ek jou laaste naweek geleer het. Geloof. Geloof aktiveer die bonatuurlike. Jy kan nie geloof geaktiveer kry sonder die bonatuurlike. Nee, ons gaan moet deurbeweeg. Hendrik sal dit vir jou. Ek profeteer vanmôre oor jou. As jy vanmôre hierdie brood gaan neem, die brood van lewe, gaan omstandighede in jou lewe verander. Daar gaan 'n geestelike shift plaasvind soos wat jy nog nooit ervaar het in jou lewe nie. Jy gaan op 'n plek kom in jou lewe, in 'n geestelike plek van groei, waar jy nooit gedink het jy kan wees nie. Vir baie het jy gekyk na mense, hoe hulle geestelik beweeg en hoe hulle geestelike gawes beweeg. God sê vanmôre gaan ek dit vir jou gee. As jy hierdie brood eet. Maar vanmôre moet jy alle dogmas eers een kant toe skuif. Al die ander broodjies wat jy al geëet het in jou lewe, moet jy vanmôre sê, Here, bo al hierdie ander broodjies kies ek U. Eers in my lewe. Wanneer jy hierdie brood neem, kind van die Here, vat dit in geloof. Sê Here, vanmôre dat ek die heuning proe.
Net soos wat hy water in wyn verander. Ek het al beleef in my lewe, terwyl ek vas. Ek sê, Here, vat hierdie water vanmôre en laat dit net soet. Ek beloof jou, toe daai glas water drink, was dit soet. Dis die God wie ek kan bid. Ek beperk nie God met my gedagtes nie. Ek stel God op sy woord. Daardeur proef ek. Amen. En vanmôre as jy werklik hierdie brood gaan neem, spreek ek oorwinning oor jou. Ek spreek vrymaking. Ek spreek bonatuurlike invloed van die Heilige Gees in jou lewe. Ek spreek genesing. Ek spreek lewe. Sit so 'n bietjie aan. Sluit jy. Iemand kyk op. Maar hy brood. Dis die brood van lewe. Ek wil eet. Ek wil vanmôre kom eet brood van die lewe. Ek het nie begeerd om iets anders te wil eet vanmôre, iets anders te wil proe nie, iets anders te wil ervaar nie. Ek het vanmôre die begeerte, Here, om die brood van die lewe te ervaar. As jy gereed is, sit hom op jou tong. Kom nie koud. Hou hom op jou tong. Here, wat ek hier in vanmôre. Dat al manifestasie van die Heilige Gees nou plaasvind. Op hierdie oomblik. Terwyl jy hierdie brood. Dis my liggaam. Neem eet. Sodat jy kan lewe. Neem eet. En verruil hierdie brood vir niks anders meer in jou lewe. Maar die Heilige Gees toe om jou te bedien. Ek hoef jou nie te bedien, die Heilige Gees bedien. Maar die Heilige Gees toe. Hier op 'n nuwe plek. Wil ek jy nou leer ken. My verhouding met U wil ek kom vra, Here, dat daar stel kom nou. Ek wil net eet vanmôre, Here, van die brood van lewe. Niks anders. My begeerte, Here, is vanmôre na U. Ja, lief. Para vos sobre la rabasibri bebende rabasikri andala rabasibri bebende rabasibri andala rabasibri. Para mamanda rabasibri rabasikri andala rabasabri andala rabasibri. Para baboni rabasibri andala rabasikri bebende. Para mamanda rabasikri bebende. Heilige Gees wys my toe hulle Jesus se kleed gesteer het en hulle het gedobbel. Oor wie die kleed gaan kry onder mekaar. Hy sê net so dobbel jy met my. Net so dobbel jy met my. Jou verhouding met my is nie opreg. Dis 'n dobbelsteen wat gegooi word wanneer dit jou pas. En jy wil maar kyk hoe die steen rol. Net soos hulle die klere verdeel het onder mekaar. So bring ons verdeeldheid in die Gees. Maar vanmôre wil hy iets spesiaals vir jou doen, kind van die Here. Môre wil hy vir jou iets spesiaals doen.
oom, julle is maar nie partievaar hier vanmôre. God het julle 'n afspraak gehad. Hy het hierdie dag, hierdie uur, hierdie oomblik het hy bestem. Oom, hulle gaan die verskil sien van hierdie dag. Oom, hulle gaan ervaar God bonatuurlik wie julle gaan oplig. Ek ken nie die verhaal. Ek weet nie wat het gebeur. Maar God weet. Maar hy sê vanmôre vir oom en tannie, omdat julle deel het aan my liggaam, daarom sal julle lewe. Amen. Hy het hierdie dag vir julle bestem. Al was dit dalk net vir julle alleen vandag. Prys die Here. God eer gehoorsaam. Amen. En ek ervaar in die Gees, toe die Heilige Gees my wys daar 'n shift gekom. 'n bonatuurlike shift. Wat God sê ek het nodig vir 2026. Ek kan nie 2026 laat gebeur vir die shift. En ek verklaar dit weer eens profeties vanmôre. Wat 'n shift kom. Nie net vir jou nie, maar ook vir hierdie gemeente. Ons het teruggekom by die brood van die Here. Ons is terug by die plek waar ons veronderstel was om te bly. Amen. En terwyl jy hier sit, vra nou die Heilige Gees die volgende. Heilige Gees, openbaar aan my enigiets wat ek eerste stel. Oei. Vra die Heilige Gees. As jy klaar het vir die Heilige Gees gevra, dan bely jy dit. Dan vra jy om vergifnis. Dobbelsteen gaan nie weer rol in jou lewe. God sal sy regmatige plek terugneem in jou lewe. Nou het ek alweer 'n ander profetiese daad wat ek moet doen, maar dan doen ons. Begin nie by die voorste ry. Jy kom sit hierso. Of dan jy sit nie, kom staan agter die stoel. Sit alles waar ons op die troon gaan sit van ons lewe. Sê Here, staan ek vandag agter die troon. U kom sit hier. Jy kan dit profeties uitroep soos jy wil. Sê Here, dit wat ek eerste gestel het, waar ek u van die troon afgehaal, vra weer om neem u weer die troon. Surrender. Kind van die Here, surrender. God werk met 'n kerk wat kan surrender. Hy werk nie met 'n kerk wat eie dinkig is, eie wysig is, maar 'n kerk wat kan sê ons surrender. Ons surrender. As jy gereed is, jy is klaar, kan die volgende een kom. Iemand kyk op, nie sluit hulle op. Sit God weer terug op die troon van jou lewe. Nie jou werk nie, nie jou besigheid nie, nie jou man nie, nie jou vrou nie, nie jou kinders nie. God, op my troon sit. Brood van lewe. Hy het daai eerste plek wettiglik gekoop. Die kruis. Op.
Dankie Here, dat ons vanmôre weer kan oorgee, teruggee aan U, ons lewens. Dankie Vader, dat U vanmôre verskil gemaak in lewens. Dankie Here, dat ons weer vanmôre daardie plek kan inneem en sê, Here, ek gee oor aan U, sodat U op die troon van my lewe sit. Neem U hierdie troon, Vader, wat ek al so lank gaan beset het. I surrender back to You. Halleluja. Dankie Jesus. Brava sabre karama sibre tarama sibre. Brava sabran karama sibre. Halleluja. Baie dankie. Ons liedjie I surrender all. Halleluja. Dankie Jesus. Ek die Here, maar U. Nie meer my voorstelle nie. Hy het Jesus my planne nie, maar U. I surrender. Halleluja. The daily bread. Halleluja. Dankie Jesus. Want ek ons. Saam met God. Halleluja. Halleluja. Dankie Jesus. Volgende. Trust me.
Dank je, Jesus. Halleluja. Amen. Halleluja. Dank je, Jesus. Openen. Openen. Halleluja.
Kom ons staan. Sê net daar waar jy is, vir die Here dankie. Here, dankie dat ek vandag weer in my lewe teruggesurrender het na jou. Ek nie meer op hierdie troon van my lewe sal sit nie, maar U daar sal sit. Ek kom dankie dat jy weer vanmôre die geleentheid gehad het om brood van lewe te kon ervaar en te proe. Ek glo dit is net die begin van baie meer wat gaan kom. Hierdie is net die begin gewees, 'n druppel in die hemel van wat kom. Kan jy vanmôre werklik sê, Here, U het my aangeraak? Amen. Sal jy vir ons bid? Jesus, ons kan nie vir U genoeg dankie sê. Ons sê dankie, Here Jesus, dat U altyd daar is. Ja. Dankie, Here, vir die brood van die lewe wat vir ewig is, wat nie sleg raak nie, Here. Here, as ons honger raak, dan soek ons soms brood op verkeerde plek, wat tydelik is, wat vergaan, wat suur word, Here. Maar U woord is staan vir altyd oor ons. Help ons, Here Jesus, help elke siel wat U is. Dat wanneer ons weer kan honger word, Here Jesus, dat die regte brood sal soek. Van die ewige lewe wat nooit teleurstel, wat troos, wat bless, wat volmaak. Dankie, Here Jesus. Dankie, Here Jesus, dat U altyd getrou is, dat U altyd daar is. Ons moet partykeer soms afdwaal, Here, maar U is altyd net daar. Die genade wat maar net weer sê, kom my kind. Amen. Ek is nog steeds hier, ek is nog steeds lief vir U. Dankie dat U ons hand nooit los nie. Dankie. Ons eie keer soms verlos, Here. Ons is net weer hier. Dankie dat ons al ons eie ek die troon kan sit, Here Jesus. En net weer vir U sê, vat U oor asseblief, Dankie. Wees U daar eie ek. Amen. Ons is nie, maar ons self sal ons net weer vir U sal soek, Here Jesus, daar op ons kom. Elke dag. Nie net so binne by die huisie, maar ook wanneer ons so verdaag Ja. Dat ons weer by mekaar kom, Here Jesus, dat ons altyd die woord sal sien. Dankie dat U ons volmaak maak. Ons steun vir elkeen, Here Jesus. Dankie dat U in beheer is. Ons loof en prys en aanbid U groot en U heilige naam. Amen. Amen. Ek wil net vanaand met U deel oor